Nou hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy ons uitgespaar het. Ons eer die Here dat hy vir ons nog 'n nuwe dag gegee het en die gebed van my hart is dat ons ook hierdie dag sal gebruik om hom te verheerlik in alles wat ons dink, wat ons doen, wat ons sê en die oomblik wanneer ons val vriende dat ons vrymoedigheid sal neem om na die troon van genade te gaan en dan ook barmhartigheid te verkry en genade te kan vind om op die regte tyd gehelp te word, vergifnis te ontvang en dan op te staan en te sê Here, deur die krag van u Gees wil ek meer as oorwinnaar wees. Vriende, die Here het juis aan die kruis gesterf en hy het vir ons die voorbeeld nagelaat dat ons in sy voetstappe kan volg en mag ons dan ook met hierdie vrymoedigheid na hom toe gaan en sê Here, ek wil deur u krag en deur die instaatstelling van u Gees meer as oorwinnaar wees. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na die aktuele tema. Wat beteken dit dat ons nie onbekend is met die duiwelse planne nie? Nou ons vind hierdie gedagte in die woord van die Here daar in 2 Korintiërs die 2de hoofstuk. Ek lees vir u 'n paar verse en dan kom ons by die oordeenking uit. Die apostel Paulus skryf en hy sê, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus. Nou belangrik, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Nou as ons gaan kyk na die twee lywige briewe wat die apostel Paulus vir die gemeente in Korinthe geskryf het, dan kom ons gou agter dat die gemeente in Korinthe nie eintlik 'n navolgingswaardige voorbeeld vir die kerk van Jesus gelaat het nie. Waarom sê ek so? As u die briewe gaan lees, sal u agterkom dat Paulus hulle gereeld reggewys het, dat hy gereeld met hulle gepraat het oor een of ander sonde in die gemeente en dan selfs oor die verdeeldheid wat die Satan in die gemeente kom saai het, deur die een teenoor die ander op te maak, deur verdeeldheid te saai, dat die een hierdie een aangehang het, sommige het Paulus aangehang, ander het Apollos aangehang, ander het Petrus aangehang, en so die vyand verdeeldheid gesaai in die kerk van die Here Jesus, onder kinders van die Here, en so 'n slag geslaan in die gemeente in Korinthe. Nou kom die apostel Paulus, en die apostel Paulus praat van, ons moenie deur die Satan bedrieg word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. So ek het geen verontskuldiging om te sê, die Satan het my dit laat doen, of dit was die Satan wat my dit laat doen het, of dit was die Satan wat my dit laat dink het nie. Jy sien, die Bybel sê vir ons, ons is nie onbekend met sy planne nie. So, ons moet waak en bid, ons moet die wapenrusting van God aantrek, en ons moet vanuit die blaaie van die Bybel sien, hoe die ou vyand optree, hoe sy planne deur al die eeue nog glad nie verander het nie, en hoe ons al van ver af kan sien dat hy besig is om te werk, om dan ook skade in my geestelike lewe te bring, in die van die gemeente, en ook in die van my medekinders van die Here, medebroers en susters in die Here. So kom ons kyk na 'n paar gedagtes. Dit gaan miskien vanmôre en dan môreoggend wees waar ons gaan kyk dan na, hoe poog die ou duiwel om dan ook 'n verdeeldheid te saai, om ons Christenskap eintlik half skade aan te doen, om ons getuienis skade aan te doen. Ag vriende, ek dink die eerste en die belangrikste wat ons in die Bybel sien, en hoe ons ook duidelik kan sien van die begin af dat ons nie met sy planne onbekend is nie, is die feit dat die duiwel altyd poog om God se karakter en persoon onder verdenking te plaas. Het jy al daaraan gedink as daar in die gemeente twee kampe is, wat verskillend voel oor die Here, oor sy heiligheid, oor sy eer, oor sy naam, oor sy karakter, watter skeuring dit net nie kan bring in 'n gemeente en skade aan die getuienis van die kind van die Here nie. As ons kyk in die Bybel, dan sien ons van die begin af, is die duiwel besig om twyfel te saai. Hy probeer God se woord in twyfel trek, om hom as skepper in 'n slegte lig te stel. En ons vind dit alreeds in Genesis die 2de hoofstuk. Jy onthou dat die Here vir Adam en Eva opdrag gegee het, en hy het vir hulle hier bevel gegee, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan jy mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Jy sien vriende, God sê, hierdie opdrag geld vir die mens, en die mens moet sy opdrag noukeurig nakom. Jy sien, in God se orde en reël is daar vryheid, in God se verwysingsraamwerk vanuit sy woord is daar vir ons hierdie vryheid om te leef en om te geniet en ook om ons wandel saam met hom, vriende, te geniet. Maar die oomblik wanneer ons buite dit beweeg ons buite God se beskerming, beweeg ons buite hierdie riglyn wat God vir ons gestel het, en dan is ons prooi van die Satan en lei ons geweldig baie skade. Jy sal sien hoe subtiel die duiwel was. In Genesis 3 leer die Bybel vir ons dat die duiwel was listiger as al die diere van die veld. Die slang in besonder, en die duiwel het hom hier kom bekend maak. En die Bybel sê dat die duiwel na die vrou gekom het en vir haar gesê het, hoor die woordkeuse, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie.
En nou sien ons hoe die vrou begin redeneer het met die slang, en later het die duiwel blaatant gelieg en vir Eva gesê, julle sal gewis nie sterwe nie, God is 'n leienaar. God weet die dag as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. So wat doen die duiwel? Hy plaas God onder verdenking. Hy sê vir Eva, luister, ek het die waarheid weet. Luister na my en dit sal met jou goed gaan. En die planne van die duiwel het nog niks verander nie. Hoeveel duisende mense, vriende, weet wat is reg en verkeerd. Hulle weet wat God se opdrag is in sy woord. Hulle is nie onbekend met die sonde waarin hulle self begewe nie. Hulle weet God sê, moenie lieg nie, moenie steel nie, moenie hoereer nie. Die Here sê, moenie 'n vuil gewinsoeker wees nie. En wat doen mense? Hulle luister na die duiwel wat vir hulle leer, maar luister maar net hierdie een keer. Niemand gaan weet nie, niemand gaan jou uitvang nie, alles sal goed gaan, jy gaan dit geniet, dit is wonderlik, probeer dit net hierdie keer, en dan strap hulle in die stryk en hierdie hartseer gevolge is besig om hulle lewens en die van die gemeente en hulle gesinne skade aan te doen. Jy sien, die duiwel, vriende, van alle eeue af, is besig om die karakter van God onder verdenking te plaas. En wat moet ons as kinders van die Here doen? Ons is nie onbekend met sy planne nie. So die oomblik wanneer ek myself in sonde wil begewe, en God se woord verbied baie duidelik hierdie sonde, dan moet ek weet, dit is die vyand se listige planne, ek is nie onbekend daarmee nie, ek moet dit nou weerstaan, sodat die duiwel van my kan wegvlug. Ek doen dit altyd in onderworpenheid aan God, die Bybel sê, onderwerp julle dan aan die Here, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegloop. Hy is 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Maar wat is nog 'n manier hoe die duiwel die kerk van die Here en die kind van die Here skade wil aandoen, en wat die Bybel sê, ons is nie onbekend met sy planne nie. Vriende, baie eenvoudig. Die duiwel probeer ons geestelike lewe so hard en moeilik moontlik maak. Jy sien, ons sal nie hemel op aarde hê nie. En baie kinders van die Here en baie predikers vandag, veral die oor televisie, sê vir ons, dat ons kan van die Here 'n lewe van gemak, van geldelike voorspoed, van gesondheid afeis, want hy is ons Vader, hy is die koning van die heelal, ons is sy kinders, en hy wil die beste vir ons bedoel, so die leuen van die duiwel, wat deur die predikers na ons kant toe kom, alles sal goed gaan, terwyl die Here vir ons in die woord sê, ons sal vervolging hê, ons sal verdrukking hê, ons sal deur baie vervolging in die koninkryk van God ingaan. Die Here sê, dat in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. So aan die een kant kom die duiwel met 'n baie subtiele plan en sê vir ons, God het jou lief, en as God jou lief het, sal hy dat alles goed gaan met jou. Nou kom die slegte ding oor ons pad, dan sê die duiwel, kyk daar. Die Here wil nie hê dit moet met jou goed gaan nie. En eintlik wat hy probeer doen is, hy probeer ons mislei deur vir ons 'n Utopia voor te hou wat die Bybel nooit vir ons voorgehou het nie. Daarom probeer hy ons geestelike lewe so moeilik maak as moontlik. En wat sê die Bybel vir ons? Hoe doen hy dit? Eerste plek deur vervolging. Vriende, baie kinders van die Here word letterlik vervolg. Deur pyn en lyfstraf en aanranding en vervreemding van hulle gesinne en families, hulle beland in tronke. En die Bybel leer vir ons dat ons nog steeds aan die Here moet vashou. Want die vyand wil ons bedrieg deur te sê dat God is nie lief vir ons nie, daarom gebeur hierdie dinge met ons. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê dat God ons juis liefhet en hy wil ons louter en hy wil ons verander en hy wil ons vorm sodat ons sy heerlikheid tegemoet kan gaan. Wat doen die duiwel ook? Druk van alle kante, familie, vriende, werk, bure, kerkmense. En dan sal hulle vir jou sê, jy's te eng, jy's te reguit, jy's altyd besig met die waarheid van die woord, en sodoende wil die ou vyand ons moedeloos maak. En hy wil ons so half kragteloos maak, en daarom sê die Bybel, moenie onbekend wees met sy planne nie. Deur al die eeue het die vyand probeer verdeeldheid saai. Van alle eeue af probeer die vyand om daardie verdeeldheid in huisgesinne te bring, in kerke te bring, waar mense wat nie heilig wil lewe nie, die wat heilig lewe beskuldig en beskimp en jou eintlik wil moedeloos maak. Daarom moenie onbekend wees met sy planne nie. Hy het nog nie van taktiek verander nie. Daarom wees versigtig en staan vas in die vryheid waarmee Christus jou vry gemaak het. 'n Ander manier hoe die ou duiwel poog om ons lam te lê, om ons geestelike lewe skade aan te doen, en wat Paulus sê, ons moenie bedrieg word deur die duiwel nie, want ons is nie met sy planne onbekend nie. Hy probeer, vriende, vir ons hierdie verwarring skep met verskillende valse leringe. Dit is baie interessant, vriende, dat die deursnee kind van die Here soek raakpunte tussen ander godsdienste en aanvaar dit baie keer. Want jy sien, hulle sien nie kans vir vervolging nie, hulle sien nie kans vir die stryd nie.
Baie kan nie die onderskeid tref nie, want hulle ken nie die woord nie. Ek kom agter, vriende, in die jare wat ek in die bediening is, en veral nou met die sosiale media, dat kinders van die Here op hulle noem dit die status van hulle WhatsApp, 'n Christelike aanhaling sal sit, en die volgende aanhaling is iets van Boeddha of een of ander van Hare Krishna. Dan dink myself, is dit nie miskien die manier om die kerk kragteloos is nie, want die duiwel mislei ons deur ons met verskillende valse leringe te bombardeer, en as iets goed klink, aanvaar ons dit, ons kyk nie wie dit gesê nie, ons gee nie om waar ons dit plaas nie, en ons verwar mense, en die kerk van Jesus ly skade, en ons geestelike lewens ly skade, en wanneer dit kom by hierdie stryd en beproewinge, weet ons nie regtig hoe om staande te bly nie. Die apostel Paulus waarsku ons in Galasiërs 6 vers 1, en hy sê vir ons baie duidelik, ons mag geen ander Christus verkondig as die Christus van die Bybel nie. Vers 8, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig, in stryd met wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. U sien, is belangrik om te sien dat ons nie onbekend moet wees met die duiwel se planne nie. Hy poog om ons te verwar met verskillende valse leringe. Hy probeer vir ons sê, dis beter om raakpunte te soek by die valse leraars, as om op te staan vir die waarheid. En dit bring baie keer kragteloosheid by die kerk van die Here Jesus, en die vyand, kan ek maar die spreekwoord gebruik, sit agteroor en lag vir die kerk, omdat ons nie sien wat die woord van hom verklaar en openbaar, dat hy 'n slinkse vyand is, 'n onderduimse vyand, en hy sal altyd die waarheid van God se woord in twyfel wil trek. Nog 'n manier, vriende, hy verhinder of plaas struikelblokke in ons pad in die diens van die Here. Baie kinders van die Here raak so moedeloos as stryd oor hulle pad kom, en hulle sê, Here, maar hoekom is U kwaad vir my, en waarom laat U hierdie ding of daardie ding in my lewe toe? Ek wil vir U sê, vriende, onthou, die Here is besig om my en jou te vorm. As ons besluit om iets vir die Here te doen, en dan kom stryd en vervolging, moet dit nie sien as iets kwaadwilligs van God se kant na jou kant toe nie. Die duiwel sal altyd probeer om die Here aan te hits teenoor ons, of op te hits, en te sê, maar kyk wat doen die Here, en kyk hoe maak die Here. Luister, hy's 'n subtiele vyand, en vir God se eie rede laat hy toe dat die vyand ons soms op die proef stel, of ons versoek met sekere dinge. Maar vriende, ons moet kyk na wat die Bybelse voorbeelde vir ons is. Jy sien die apostel Paulus, as hy elke keer moes terugdeins en God bevraagteken vir moeilikheid wat oor sy pad kom, sou hy nooit vir die Here iets gedoen het nie. Maar ons sien die 3 sendingreise waarop hy gegaan het, die hordes gemeentes wat hy geplant het, die wêreldwye evangelisasie wat hy gedoen het, en deur al hierdie stryd en verdrukking en beproewing, vriende, het hy staande gebly. Waarom? Omdat hy nie onbekend was met die duiwel se planne nie. Hy het geweet hoe subtiel die duiwel is. Duiwel is altyd gerig teen God se koninkryk, teen God se kinders, om God se werk te stuit. Daarom, wanneer die struikelblokke oor jou pad kom, onthou dat die Here in beheer is, en hy sal jou nooit bo jou kragte versoek nie. Romeine 1 vers 13 gaan dit mee afsluit. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle daarvan onskuldig, verskoon dat julle daarvan onkundig, laat dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom nie. En ek is tot nou toe nog verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. 1 Tessalonisense 2:18. Daarom wou ons na julle kom, sê Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Ons is nie onbekend met sy planne nie. Hy gaan altyd poog om die werk van die Here te stuit, om ons kragteloos te maak, om sekere dinge oor ons pad te bring, om vir ons te probeer sê, maar luister, God gee nie om vir jou nie. Ek wil vir jou vra in hierdie môre, moenie onbekend wees met sy planne nie. Hy is altyd subtiel, en hy gaan altyd poog om jou van die weg van God af te trek. Volhard, hou jou oë gefestig op die Here Jesus, die leidsman en volëinder van jou geloof, en vra die Here, Here, maak my meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat my die krag gegee het. Mag die Here ons genade gee. Ons sal môre 'n bietjie nog kyk na 'n paar saakies oor waarom ons kan sê dat ons nie onbekend is met die duiwel se planne nie, en mag die Here vir ons wysheid gee, sodat ons die vyand van ver af sal sien, en dan ook ons kan panser met die wapenrusting, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees in sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.